Tot eer van sy naam. Iemand is die klein, dat die is weggegaan. En die Heer is my wonder, en Jesus is my wonder. Iemand is die klein, dat die is weggegaan. En die Heer is my wonder, en Jesus is my wonder. He
Amen. Of wie wil hier bly? Ai. Halleluja. Prys die soete naam. Want hier is niks vir ons nie. Ja, amen. Op hierdie aarde is niks vir ons nie. Prys die naam van die Here. Halleluja. As ons vanaand wil saamgaan, moet ons vanaand saamgaan. Prys die naam van die Here. Halleluja. En die koordigtertjie vra vanaand, wie wil saam met my gaan? Die hemel toe. Amen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Want toe die Here na die wêreld toe gekom het, het hy gekom met liefde. Prys die naam van die Here. Halleluja. Want hy het die wêreld lief gehad. Sodat die wêreld nie veroordeel mag word nie. Ja. Maar die ewige lewe mag hê. Prys die naam van die Here. En die Here seën vanaand. Halleluja. Kom ons gee die Here so 'n prys toe. Kom ons kry aanbiddingskoor, my suster, waar ons vir pastoor gaan opkeer. Halleluja. Ons loof die Vader, want hy is goed. Ons loof die Seun, hy slaap sy toe. Die heilige Gees, hy die wonders kom doen. aanbid U, halleluja. Prys sy naam. Baie dankie my vriend. Ja, prys die Here, halleluja. Amen, Jesus. As jy lief is vir die Here, sê amen. Amen.
Prys die Here, halleluja. Baie welkom aan elkeen nie wat ek nog nie gegroet het vanaand nie. Mag die seën van die Here op julle rus. Vanaand, prys sy naam. Prys sy naam, halleluja. Mag die seën van die Here oor julle rus. Ekskuus. Ek sien hy's weer 'n bietjie beneef vanaand. Wie waar is? Sê gou vir my, wie kan vir my sê, hoe oud is die kerk? 15 jaar. 50. Prys die Here, halleluja. Kan jy weet julle wie die eerste pastoor was wat die gemeente kom plant het? Ja, dis almal uitgesterwe, maar ek wil weet van die eerste pastoor, wat dink julle was sy visie gewees? Baie dankie. Nou, as jy nou dink aan hulle visie, toe hulle hierdie gemeente kom plant het, wat dink julle was hulle visie gewees? Ek dink die eerste ding is dat hierdie gemeente moet voortbestaan totdat die wederkoms, tot en met die weggrafing, tot en met die dag wat die Here ons kom haal. Dit was hulle visie gewees. Hulle het nie hierdie gemeente kom plant om te dink, wel oké, oor 10 jaar gaan daar skering wees nie. Nee, dit was nie hulle gedagte nie, dit was nie hulle droom gewees nie. So kom ons gaan 'n bietjie terug en ons gaan vanaand iets prakties doen. Ons gaan 'n bietjie iets prakties doen vanaand en ek hoop julle gaan met my saamwerk. Prys die Here. Ek is opgewonde vanaand, halleluja. Ons het al 3 keer meer as wat ons gisterand was. Prys die Here, man. Sweer die Here lofoffer. Die Here is hier. Dis al wat ons moet weet, is die Here is hier. Halleluja. Dit maak nie saak of André Langehoven van die Vrystaat afgekom het of maak nie saak waar nie, man. Die Here is hier. Halleluja. En dis nie ek wat die Here saamgebring het nie, die Here is hier. Halleluja. Sy teenwoordigheid is tasbaar. En ek voel dit vanaand. Ek ervaar die salwing hier vanaand. Ek weet nie van u nie, halleluja, maar ek ervaar die salwing vanaand en ek weet die Here gaan iets groots vir ons doen vanaand. Prys die naam. Is jy reg om te ontvang? As jy hier in ongeloof sit, o my vriend, my vriendin, ek wil daardie ongeloof van jou sommer nou bestraf. In die naam van Jesus, halleluja. Ek bestraf dit nou. Want hier van die Here, hy wonders gedoen. Hier binne in my hart, hy wonders gedoen. Die dag toe Jesus my siel kom red, hy wonders gedoen, halleluja. En hy hou nie op met wonders doen nie. Ek staan hier en ek weet vanaand dat die Here hou nie op wonders doen nie, want ons sien dit reg oor die land waar ek beweeg, sien ek hoe die Here mense genees. Ek sien hoe die Here mense vernuwe. Ek sien hoe die Here mense uit daai gate uithaal. En prys die Here, halleluja. En hoekom sal dit nou anders in Vryburg wees? Want dit is dieselfde Here wat hier is. Here, ek vertel julle gou hierdie getuienis. Die Here stuur vir my en my vrou na 'n klein plekkie toe om vir hom te gaan werk. En ons gaan en ek kry oproepe van bekommerde pastore daar van Johannesburg en so. Hy sê, hoe gaan julle oorleef? Julle gaan ons nie oorleef op daai klein dorpie nie. Ek sê, nou, die dorpie se naam was Excelsior, ek mag hom noem. Ek sê vir daai man, ek sê nou, is die God van Johannesburg en die God van Excelsior dan 'n ander God? Is ons dieselfde God? Halleluja. So maak nie saak waar jy bly nie, prys die Here. Die Here voorsien en die Here kyk na sy kinders. Weet jy wat, ek glo dit met alles in my, dat ons as wedergebore kinders van die Here het voorregte wat die wêreld nie het. Ja. Come on, kerk. Die tyd dat ons so gebukkend loop en net wat slaap kry by almal, dis nonsens. Dis verby, want ons is gunsgenote van God. En ons moet dit begin leef. En ons moet dit begin glo. Jy sien, dit is maklik om die Bybel te lees, maar dis 'n ander een om hom te leef. Ja. Hey, preacher praat. Halleluja. Ons moet 'n bietjie kuier in die woord. Ons het nie lank gepreek gisterand nie, nee. Ons sal vanaand kyk hoe dit gaan. Prys die Here, halleluja.
Ek wil hê jy moet saam met my bly en ek weet nie eens of ek by die res van my boodskap gaan ek dalk net net sulke punte noem, maar hier is iets wat die Here vanaand van ons wil sê, as u saam met my bly na Genesis 26 toe. Ek gaan so 'n paar verse daar lees vanaf vers 18. En ek het 'n paar dinge hier wat ek wil hê ons moet prakties doen. U moet in gedagte hou, daar's 'n rede hoekom ek u gevra het, wat dink u was die mense wat hierdie gemeente geplant het, wat was hulle droom vir hierdie gemeente gewees? Halleluja. Want ek gaan so 'n bietjie daarna verwys in my woord en ek sê weer, want terwyl ons bid vanmiddag hier voor die diens, toe sien ek dit so en ek weet dan ons moet dit prakties uitvoer vanaand. Glo julle in manifestasies? Amen. Praktiese geloof. Put your money where your mouth is, man. Halleluja. Prys die Here. Moenie net sê jy glo nie, wys my jy glo. Jy sien wat die duiwel sê ook hulle glo. En die Bybel sê, Jakobus sê, hulle sidder ten minste. Maar wat doen jy om te wys jy glo? Geen om te nee, broer, ek is 'n gelowige, okay? Wat het jy al vir die Here gedoen? Wat het jy al vir die Here gedoen? Maklik om te sê ek is 'n gelowige. Maar dan moet daar iets wees wat wys jy's 'n gelowige. Goed. Het julle die plek in die Bybel? Amen. Amen. Genesis 26, ek begin by vers 18 en luister baie mooi hierso. En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. Kom ek sê gou vir jou iets van hierdie skrif. Isak het terugbeweeg na die regte fondasie toe. Jy sien, hier's 'n fondasie waarop hierdie gemeente gebou was. En niemand gaan plant 'n kerk sonder geloof nie. Dis onmoontlik. Ek het vir 18 jaar gemeentes geplant. Ek weet waarvan ek praat. Jy gaan na 'n dorp toe waar daar niks is nie, daar's nie mense nie, daar's nie 'n bankrekening nie, daar's niks nie. Jy kan nie aanspraak maak op 'n salaris nie. So as jy 'n gemeente gaan plant, gaan doen jy dit in die geloof. Nou hoor wat ek vir jou sê vanaand, is dat hierdie gemeente is op geloof gebou. Ergens langs die pad het ons geloof bietjie prys gegee. Ergens langs die pad het ons miskien net begin kerk toe kom, sodat die pastoor of die ouderling net kan sien, ek was ook daarom hier gewees. Maar jy stap leeg hier uit, want jy het nie gekom met 'n verwagting na die huis van die Here nie. As jy vanaand hier leeg uitstap, is dit nie my skuld nie, is nie broer David se skuld nie, dis niemand se skuld nie, dis jou eie skuld vanaand, as jy leeg hier uitstap, halleluja. Want hier is genoeg vanaand vir ons almal, om te kom eet van die lewende brood, om te kom drink van die lewende water. Daar is genoeg vir ons almal, jy sien, daar is so baie, ons kan dit nie vir onsself hou nie, ons moet dit vir die wêreld gaan gee daar buite, prys die Here se mooi naam. Jy sien, Abraham en ek gaan nou weer terugkom, na Isak wat hierdie putte oopgegrawe het. Ek wil eers nog so 'n bietjie aanpraat, nog so 'n bietjie aangaan. In vers 19 sê, en terwyl die dienaars van Isak in die dalgrawe vind hulle daar 'n put met lewendige water, halleluja. Waarna is jy op soek vanaand? Is jy sommer net op soek na gewone water? Jy sien, daar's 'n skrif in Jeremia 2, vers 13, sê hierdie woorde. Hy sê, ek het 2 dinge teen julle, dis die Here wat praat. Hy sê, ek het 2 dinge teen julle. Hy praat met sy kinders. En hy sê, die eerste ding, is julle het my, die fontein van lewende waters, verlaat. Dis 'n groot aanklag. Julle het my, die fontein van lewende waters, verlaat. En dan die tweede ding wat hy sê, julle het vir julle reënbakke uitgekap, gebarste reënbakke, wat geen water kan hou nie. Jy sien, want jy die kragtigste diens hier op 'n Sondag in die Here werk, en dis taal, en dis profesie, en dis siekes wat genees word, en alles, en maandag, het jy klaar uit lewende water verloor. Jy stap jy in die kerk, jy sê, joh, die salwing was hier, die krag was hier, maar by maandag, het alles uit daai gebarste reënbak van jou klaar geloop. Niks oor nie. Maandag al. En dis hoekom ons aangaan in die week soos ons aangaan.
Want ons verloor die lewende waters. Dierbaar is ek as hier om te praat oor iets vanaand. Daar's iets wat die Here op my hart gelê het. Ek gaan nie stil bly nie. Ek gaan nie verskoning vra vir wat God vir my gegee het nie. Ons gaan luister wat die Here van ons verwag. En ons gaan nie uitgaan en ons gaan dit so begin leef. Prys die Here se mooi naam. Is jy opgewonde? Is jy opgewonde? Halleluja, die Here is hier. Nou luister hier so wat gebeur. Jy sien daar was 'n put wat hulle gevind het met lewende water. En die herders, hierdie selfde put met lewende water, luister wat het gebeur. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak. En gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle hom met hom onenigheid gehaat het. Hier's die dinge wat die lewende water in die kerk steel. Eerstens die bekleierheid tussen herders. Wat het daar gebeur? Die herders van Gerar en die herders van Isak het getwis met mekaar. En gesê, dis my water, dis my lidmate, los hulle uit, dis my mense. Ek is so siek om dit te hoor by kerke. Dis nie jou mense en my mense nie, is God se mense, man. Dis God se mense. En ons moet mense so begin behandel. Mense daar buite, man, jou buurman of jou buurvrou wat lewe op 'n wy wat jy dit nie like nie. Jy moet hulle begin behandel soos God se mense. Dan sal hulle God se mense word. Dan sal hulle ook begin optree soos God se mense. Ja. Maar dis my mense, jou mense en die herders twis. En daar was onenigheid gewees. Want jy sien, kom ek sê vir jou gou maklik, broer Basil, kom ek sê vir jou iets. 'n Gemeente word soos sy leier. Come on. Come on, ons moet dit hoor. As jy 'n leier het, dan gaan jy 'n lei gemeente hê. As jy 'n herder is wat nie lief is vir die werking van die Heilige Gees nie, dan gaan die gemeente ook nie lief wees vir die werking van die Heilige Gees. As jy 'n leier is wat nie bid nie, dan gaan jou gemeente ook nie bid nie. En weet jy wat is die eerste ondergang van 'n gemeente? Is 'n biddelose gemeente. Ek ervaar die teenwoordigheid van die Here. Ek ervaar die Here praat vanaand met ons. Op 'n spesifieke wyse, die Here het gisteraand op 'n ander wyse met ons gepraat. Vanaand praat die Here op 'n spesifieke wyse vanaand praat die Here met ons. Oor hierdie ek wil weer terugverwys. Daar's manne en vroue, godsmanne en godsvroue wat uit hierdie gemeente uitkom. Godsmanne, godsvroue, wat bidend gehelp het om hierdie gemeente op die been te kry. Wat bidend hierdie gebou het. Daar was dalk nie finansies nie, maar die Here het op een of ander manier voorsien. Ons werk op 'n dorp vir die Here en ons wil 'n gebou koop en die man soek R180,000 vir die gebou. So 'n mooi gebou wat ons 'n kerk kan maak. En ons begin en onthou daar's op daai hele dorp is daar maar 185 mense. So jy kan nie fondsinsamelings doen nie. Jy kan nie worsrolletjies verkoop nie, want daar's nie mense nie, daar's nie voete nie, daar's nie geld nie. En ons begin die Here vertrou en luister, ek en my vrou het dit nooit gedoen. Ons het nooit bazaars en fondsinsamelings gehou nie. Nog nooit in die 21 jaar wat ons in die bediening is, ons het altyd die Here vertrou. Amen. Altyd die Here vertrou. Weet jy wat? Kom ek sê vir jou iets. Ek weet jy's baie arme mense vanaand, maar hoor gou wat ek sê. Die oomblik as jy saai in God se koninkryk, dan is daar oes. Dan is daar 'n oes. Hoor wat ek vir jou sê vanaand. Jy kan hoe arm wees. As jy saai in God se koninkryk, dan is daar altyd 'n oes. En ons moet begin kyk na dit. Ons moet weer begin kyk na die huis van God. Ons het nagelaat. Nou wonder ons, hoekom ons beursies gate in het. Hoekom gaan die geld so vinnig? Want ons kyk nie na die huis van God nie. Dis die probleem. Ons eie huise, ons kyk na ons eie huise. Ek wonder, ek moet nie julle hande opsteek nie asseblief. Ek wonder hoeveel mense het loosrekening. Ons praat nie verder daaroor. Stop dit net daar. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy kyk na jou eie huis, maar ons laat na om na God se huis te kyk. It's a step of faith. Dis 'n stap van geloof. Ons moet weer terugkom op daardie put. Ons moet dalk die ou putte begin oopgrawe. Maar
ons is nog nie daar nie, want ons wil nie. Jy sien, want hier's putte van twis en onmin en jaloesie ook hierso gegrawe in die gemeente. En ons wil nie daardie putte wil ons nie oopmaak nie. Ons wil die regte putte oopmaak. En dis wat ons gaan doen, halleluja. Ons gaan nie weer hierdie onmin en twis, ons het gisteraan gebid, ons het dit afgesny in die naam van die Here. Halleluja, daar sal nie meer sulke negatiewe woorde oor hierdie gemeente gespreek word. Hierdie is God se werk, is nie mense werk. Dis God se werk hier. Ons moet kyk na God se werk. God het ons aangestel om te kyk na sy werk. Wat doen jy vir God se werk? Ek wil nie vra wat doen die leier? Ek wil vanaand weet by die gewone mens. Wat doen jy vir God se werk? Goed. Vers 21 sê, daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Here help my. Kan die kinders van die Here nie saam staan? Dan moet altyd 'n getwis wees. Dan moet altyd iemand wees wat dwars trek in die gemeente. As op baie kerke, hulle weet nie eens meer wat se naam om vir die kerk te gee. Of neem jy seker kerk sonder naam? Want as ek my net bietjie wip in die gemeente. Ek sal jou wys om my eie kerk oopmaak. Nou geluk, nou weet jy jou kerk, nou wat nou? Nou sê jy moet 10 mense en daai man sit met 10 mense. Geluk. Wat het jy nou bereik? Die wat is, ek weet nie, regtig wat. Weet jy wat? Ek sê dit met baie hartseer vanaand. Tussen die Afrikaanse mense, maar ek nou nie saam met die brein om wit is soos ek, soos 'n spooklyk of wat ook al nie. Maar tussen Afrikaanse mense is daar altyd twis. Altyd jaloesie. Altyd. Hoekom? Dan gaan ons ophou met die nonsens. Ons wil almal hemel toe gaan. Ons broer 2 keer gevra vanaand, gaan jy saam? Almal sê, yes, ek gaan saam. Twis, gierigheid, onmin. Weet nie. Jy dink jy gaan saam by die Here daar. Ek het 'n jeugleier gehad in een van die gemeentes en hy's kwaad vir die mense, hy's kwaad vir die gemeente want hy het iets gevra en hy het dit nie gekry nie. En ons sing daar die koortjie, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. En hy lei koortjie, hy's 'n koortjie leier aan. En hy sing nie when we all nie, hy sê if you all get to heaven. Hy sê julle gaan dit nie maak nie. Nou hoe moet die pastoor dit nou hanteer? Grawe nog 'n put, daar's nog twis. Jy sien wat, as ons nie klaar maak met daai dinge nie. As ons nie klaar maak met daai dinge nie, dan volg dit ons. En dis die probleem. Jy kan jou wip en nog 'n kerk gaan begin, maar jy begin dit met onmin. Die fondasie is nie reg nie. Hierdie fondasie was reg. Die gemeente is op geloof gebou. Nou waarop bou ons dan nou op daardie fondasie van geloof? Onmin, twis. As jy nie kan amen sê, nie sê eina. Dan is 'n goeie tyd om eina te sê. Maar die Here moet ons hoor. Ek het nie ouderling Wessel, ek het nie gekom om pakslae te gee nie. Ek dink nie dis pakslae hierdie nie. Ek dink net die Gees van die Here wil iets vir ons sê. Ja, dis alwaaroor dit gaan. So as jy 'n probleem daarmee het met hierdie preek, sorteer dit uit met die Here want hy het dit vir my gegee. En hy het my nou so attent gemaak voor diens op hierdie stuk. Ek weet nie of ek die res van my preek gaan preek nie. Want hier's iets vir ons in hierso. Ek weet nie of ek by die res van my skrifte gaan uitkom nie. Ek het nie 'n saak nie wanneer die Gees van die Here sê kry landingsplek, dan kry ons landingsplek. As hy sê gaan aan, dan gaan ons aan. Prys die Here, haleluja. Dis twis op twis die hele tyd. En toe, vers 22, toe het hy van daar versit en 'n ander put gegrawe en daaroor is nie getwis nie, halleluja. Daar's 'n nuwe put gegrawe. Hoor wat ek vir jou sê vanaand, dat iets nuuts gebeur en ek sê dit nou vir Vryburg vanaand, daar's iets nuuts wat gaan gebeur, halleluja. As ons vanaand besluit, ons beweeg weg van hierdie putte van onmin en twis
in hierdie dorp van ons en ons gaan grawe 'n nuwe put. Halleluja. Hy het nie na 'n ander land toe gegaan nie, hoor wat ek vir jou sê. Hy het net na 'n ander put gaan grawe, dis wat hy gedoen het. Amen. Halleluja. Toe het hy van daar versit. Ek het dit gesê, en 'n ander put gegrawe en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy die Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in hierdie land. Glory be to God Almighty. Glo dit vanaand, halleluja. Nou het die Here 'n tyd vir 'n tyd soos hierdie, maak die Here die grond nou vrugbaar hier in Vrysersborg en julle gaan oes. Julle gaan oes uit hierdie vrugbare grond uit. Maar julle moet eers plant om te oes. Prys die Here, halleluja. Maar ek wil vir u sê vanaand, as dit jou houding is, jy vanaand sê ek maar klaar met hierdie onmin en toos, maar luister, ek gaan bietjie gaan na daai persoon toe met wie ek jare laas gepraat het. Maar 'n onmin is as ons mekaar in die straat sien, dan loop ons eintlik aan die ander kant van die straat. Ja, verby. En ek wil tog nie in sy geselskap wees nie. Jy sien, dit is tyd om te gaan regmaak. En van wie verwag die Here om te gaan regmaak? Van ons wat hier is vanaand. Amen. Die ander is nie hier nie, ons is hier. Die Here praat met ons vanaand. Die Here verwag van ons om te gaan regmaak. Daai putte toe te gooi. Jy sien, jy kan net klaarmaak met 'n ding as jy hom toe gooi. Wat gooi ons toe? Ons gooi 'n graf toe. Ons gooi 'n dooie ding toe. Ons gooi hom toe. Jy kan nie weer uitkom nie. Nou gaan gooi daai onmin en toos wat jy het met mense hier buite. Kom aan, maak nou klaar met dit. Gaan gooi toe. Gaan wees jy die man of die vrou van God wat sê ek sal gaan. Ek gaan nie wag vir hulle om na my toe te kom nie. Ek sal eers gaan om vergifnis vra. Vat dalk vir jou skotteltjie saam en gaan was hulle voete sommer. Vat jou skotteltjie saam en gaan was hulle voete dalk. Dalk is dit 'n teken van nederigheid. Amen. Nederigheid. Want weet jy wat Jesus gee bevel met die voete was? Hy sê net soos ek aan julle doen, so moet julle ook aan mekaar doen. Dis woord. Dis nie ander lange nou gesê evangelie nie. Dis woord. Yes, halleluja. Praat woord, halleluja. Daar's niks anders wat ons kan praat behalwe woord. Ons gaan aan. Hier's 'n paar putte wat moet toegegooi word. Maar hy's een. Nou het die Here vir ons ruimte gemaak. En ons kan vrugbaar wees in die land. Jy sien, daar's ruimte gemaak. Hoeveel stoele is in hierdie kerk? 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel? 100. Daar's ruimte gemaak vir 100 mense. Hoekom moet ons minder aanvaar? Daar's ruimte gemaak vir 100, Here. U het die grond vrugbaar gemaak, Here. Plaas daar die 100. Ek gee nie om. Ja, maar my pastoor Vrysersburg is besig om so agteruit te gaan. Man, hoor wat ek vir jou sê. Ek sê nou weer vir jou, God het nie 'n saak met 'n plattelandse dorpie wat agteruit gaan nie. As God wil hê jy moet herlewing uitbreek, dan gaan die herlewing uitbreek in hierdie plek. Halleluja. En ek glo, yes. Halleluja. En sê Here, ek vertrou God op sy woord. En ek sê nou vir jou, herlewing breek in die platteland uit, meer as in die stad. Want in die platteland is die mense nog afhanklik van God. Die stad is al te veel dinge wat hulle besig hou. Kom nie eens by 'n kerk uit. Herlewing. Dierbaar is, ek glo ons is klaar in herlewing. Ons sien dit oral waar ons beweeg, sien ons wat die Here doen. Die Here doop mense in die Heilige Gees. Die Here genees mense liggaamlik. Die Here genees mense emosioneel. Mense kom tot bekering. Prys die Here. Grootste wonderwerk van almal is wanneer iemand sy siel vir die Here gee. Daar's nie 'n groter wonderwerk as dit nie. Maar ons sit by putte van twis en onmin. Want dis ons kultuur. Dis ons roer. Dis ons die ding doen. Ek gaan nie vir my laat vertel nie. Lekker man. Halleluja. Lekker. Ja. Ek sal hom wys. Kom maar, ek praat met die kerk. Halleluja. Here het my hierdie week hiernatoe gestuur om met die kerk te praat. Halleluja. Julle is seker bly ek gaan môre aan huis toe, né? Sê dankie Here. Ag, julle moes haar sien vanmiddag. Ek het so gewens ek en iemand kry om 'n video te vat. Ek loop en ek bid. Ek is so op stap lekker vir die Here. En sy kom hier langs my. En sy stap net so saam.
As ek daar omdraai, dan kyk sy. Dan draai sy. Kyk. Hey, prys die Here. En ek bid en ek vat haar na koppie en ek sê Here, mag hierdie kind nooit die huis van die Here verlaat. Amen. Al gaan sy tot 'n hoë ouderdom in haar lewe, mag sy nooit die huis van die Here verlaat. Halleluja. Prys die Here, man. Prys die Here. Ek gaan vir jou saamvat, joh. Prys die Here. Ek moet my brou onderste boom. Ek hou daarvan as die kinders in die kerk en ek hou daarvan as hulle saam met my preek. Dis vir my lekker. Vers 24. En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn. Luister hierso. Ek is die God van Abraham, jou vader. Ek kom weer terug. Ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my knegt. As die Here 'n belofte gemaak het, dan hou hy by daardie belofte. Die Here gaan nooit teen sy woord nie. Wat sy woord sê is sy woord. Sy woord is ja en amen. Hy sê ek is wat ek is. Dis die Here wat ons dien. En jy sien ek wil vir jou iets sê vanaand. God jou seën, as jy op 'n plek kom waar God jou begin seën. En ek praat vanaand, ek wil hê kinders van die Here moet vanaand weet julle is geseëndes van die Here. En dis waar ons gaan uitkom. Halleluja. Prys die Here. En ek wil 'n groot deel van my boodskap het gegaan want die Here praat met my en sê daar's soveel mense wat dink hulle is onder 'n vloek. Hoe langer jy so dink, hoe langer gaan jy so optree. Dis die tema van my boodskap is vanaand, ek het gedink ek is soos hulle sê ek is. Ek het gedink ek is soos hulle sê ek is. Kom vertel julle getuienis van 'n oom. Almal op die dorp het hom oom Dronkflip genoem. Tot die dominee het vir hom gesê Dronkflip. En op 62 kom oom Flip by my en sê asseblief pastoor, jy moet my help, ek wil ophou drink. En ek gaan na almal toe in die dorp. Selfs na die dominee toe en ek sê as ek hoor julle noem hom Dronkflip, gaan ek julle aan julle kuive gryp. Ek gaan vir julle skik. Het julle al gesien hoe word iemand geskik? Waar is hierdie jong meneer die jong sterk mannetjies? Kom bietjie hierso. Julle bang? Ja, julle is bang man. Bang, ek gryp julle aan die kop. Maar ek waarsku almal, ek sê julle praat nie meer van hom Dronkflip nie. Nou ek het 'n pad met hom Flip. Die eerste ding wat ek doen, hy het geboer. Ek sê hom Flipie gaan wys my nou op die plaas want hy's 'n volslae alkoholist. Vir 40 jaar plus omtrent. En ek sê vir hom Flipie gaan wys my nou op die plaas waar jy elke bottel drank wegsteek. En hy gaan wys my in die boorgat, kan jy glo is daar halfjack. In die toolbox is daar halfjack. Onder die bakkies en seat is daar halfjack. Oral waar jy kan aan ding waar 'n ding geberg kan word, daar is een geberg. So Flip het nooit as hy daar gaan werk, dan het hy sy dopie. As hy daar gaan werk, dan het hy sy dopie. So het hy aangegaan. En ons gaan gooi al daai drank uit. Weet jy wat? Flip ry vir 3 dae skool. Toe begin hy weer te drink. En ek gaan nou om Flip toe. En ek gaan vir jou nou sê hoekom ek so optree. Ek het 'n hart om met dronk mense te werk, want ek ken daai binne. En ek gaan na Flip, ek sê kom Flip, ons gaan gooi dit weer. En Flip, moenie waar jy het geval, maar jy staan nou weer op. Die volgende keer toe sy 3 weke skoon. Volgende keer toe sy 3 maande skoon, toe val hy weer. Maar eventually toe so Flip 18 maande skoon, toe hy nooit weer gedrink in sy lewe. Want jy sien hy soek net iemand. Dan moet net daar iemand wees wat omgee. Hierwaar ek wil nie baie oor myself praat nie, maar ek was self 'n volslae alkoholist gewees. Ek het 'n 5 liter wyn en 'n bottel ram elke dag gedrink. Elke dag van my lewe. En ek het 'n pastoor gehad, ons het op die kerkgronde gebly, ek en my vrou, dan lê ek uitgepaas daar op die gras. Dan kom daai pastoor na my toe. Pastoor Robin Stoetie, hy is oorlede al vandag. Dan kom kniel hy by my en hy bid vir my, hy het nooit met my geraas nie. Dan bid hy vir my, dan tel hy my op, dan draai hy my daar na die huisie toe waar ons bly op die grond. En omdat hy my soveel liefde gegee het, omdat die Here my vrygemaak het van drank. Weet julle wat se skrif gebruik die Here een aand? Ek is kwaad en ek ruk die Bybel net oop. Niemand het my gesê lees hier of daar nie. Ek het nie die Bybel geken nie. Ek was nog nie tot bekering nie, niks nie. Daar was niemand by my om te sê so sê die Here nie. Ek ruk daai Bybel in 'n oomblik van woede oop.
En my oog val op Joel 1 vers 5. Nou, jy kan hom maar gaan lees. Onthou wat ek gesê het, 'n bottel ram en 5 liter wyn. Daai skrif sê, ween al julle dronkaards en huil al julle wyndrinkers oor die mos, want op daai stadium het ek R25,000 verloor, wat iemand my nie betaal het. En hy sê oor die mos, omdat dit voor julle oë weggeruk is. Ek is nog dronk, ek is in die kerksaal, ek is nog dronk. En ek skrik myself nigter daardie aan. En ek besef, dis die lewende God wat nou met my gepraat het. En ek het daar uitgestap en ek het nooit weer, dis 24 jaar later, ek het nooit weer 'n sluk drank oor my lippe gehad. Dis hoe die Here werk. Ek glo in onmiddellike verlossing. Ek glo in Johannes 8 vers 36 wat sê, if the Son sets you free, you are free indeed. As die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. Halleluja. Ek glo dit vanaand. Luister, ek het vanmiddag gesê, I'm gonna irritate the demons. Jy sien maar, die gees in jou word geïrriteerd as ek oor hierdie goed praat. En as die gees van die, ek hoef nie eers niks te noem nie, die gees van die Here oortuig, terwyl jy in daai banke sit, is die gees van die Here besig om te oortuig en jy raak geïrriteerd en jy raak krapperig hier binne. En jy weet nie hoekom nie. Because your demons are getting irritated. Dis die probleem. Dis die probleem, want waar die gees van die Here is, daar kan geen ander gees bly staan nie. Ek wil vir jou sê van vloek. Ek haat die vloek evangelie. Want mense kry nooit vrymaking. Hulle bly onder een of ander vloek. Vandag bid die pastoor vir jou vir hierdie vloek, en dan kom die volgende Sondag ter, nee pastoor, ek nou uitgevind, my ouma's ouma het dit en dit gedoen, ek is onder daai vloek ook. Ag, Here help ons. Ja. Ek het nie tyd vir die vloek evangelie nie. Die dag toe jy tot wedergeboorte gekom en dis jou enigste redding van 'n vloek af, hoor wat ek vir jou sê vandag. As jy nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, dan kan 'n vloek op jou vat, hoor. Maar as jy tot wedergeboorte gekom het, dan word daai vloek by jou afgesny, want jy kry 'n nuwe bloedlyn. Jy kry die DNA van Jesus Christus. Halleluja. So daar's niks oor van die ou nie. Al die ou het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. O, Jete, dit lyk nie of julle my glo. O, Jete, vir wie moet ek eers bid? Jy moet dit ding in die geloof vat. Jy moet dit ding vat in die geloof, man, halleluja. As jy bly glo in vloeke, dan gaan jy bly vloeke oor jou hê. Maar as jy begin glo dat jy vrygemaak is in die naam van die Here Jesus Christus, halleluja, dan gaan daar niks van sulke dinge oorbly nie. En baie van my, want ek gaan nie uitkom by dit nie, ek weet sommer, ek gaan nie vanaand nie. Ek het so baie notas hierson en ek het hulle nog nie eens gebruik nie. Maar die Here is in die saak. Jy sien die seun van Abraham. Waar is ons die seun van Abraham? Is dit Genesis 12 of Genesis 13? Daar rond iewers. Maar die seun van Abraham, ek gaan nou vir jou sê waar dit is. Genesis 12 vers 2 en 3. Ek gaan nie daarin te bly nie. Die seun van Abraham sê dat ek sal die seun wie jou seun en die vervloek wie jou vervloek. As hy. Laat hulle vervloek, ek word geseën. Laat hulle vervloek, ek word geseën. Laat hulle negatief van my praat, ek word geseën. Halleluja. Ag man, ek wil sommer die skindertonge van my dorp inroep en sê asseblief, skinder bietjie meer oor my, dat ek meer geseën kan word. Halleluja. Dis hoe dit moet wees. Dis reg, skinder, maar nog 'n bietjie meer. Weet jy wat, intussen het die Here vir my dit gedoen, en hy het dit gedoen. Ag, kom aan, gaan maar aan met jou tong. Want jy sien, daai vloek gaan terug na jou toe, dit het niks met my uit te waai. Dit het niks met my te doen nie, want ek is nou maar eenmalige geseënde van die Here. Wie glo dat jy vanaand 'n geseënde van die Here is? Kom aan, kyk. Steek 'n bietjie jou hand op. As jy glo dat jy 'n geseënde van die Here is, staan 'n bietjie op in die bank. Kom op die Here, kom ons staan, halleluja. Here is in die plek. Here is in die plek, halleluja. Sê dankie Here, ek is 'n geseënde van U. Prys die Here. Ek dink nie anders daaroor nie. Ek dink nie weer anders daaroor nie. Sit maar weer so 'n bietjie, ek wou julle net wakker maak. Reg. Toe bou hy daar 'n altaar. Jy sien wanneer die Here met jou praat. O, ek is so dankbaar dat die Here bemoeienis maak met ons as mens.
dat die Here met ons praat. Hoekom dink die mens dat die Here nie met ons praat nie en dat hy ons nie hoor nie? Hy is dan die God wat die mond gemaak het. Hoe kan hy nie met ons praat nie? Hy is die God wat die ore gemaak het. Hoe kan hy ons dan nie hoor nie? Halleluja. Ons dien 'n lewende God, prys sy naam. Ons dien 'n lewende God. Ons hoef nie terug te staan vir niks in hierdie wêreld nie. Nou kom hy en hy bou 'n altaar en hy het die naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan en die dienaars van Isak het daarop. Wanneer laas het jy die naam van die Here oor jou huis uitgeroep? Ag pastoor, ek bly in so ou huisie val uit mekaar, pastoor, jy weet nie, my kaste se deure is nie meer aan nie. Ag sies tog. Ek het ook al in sulke huise gebly. Moenie dink ek kom uit 'n ryk lewe uit nie, man. Ek en my vrou moes harde bene kou vir die Here te werk. Ons het in een huis ingetrek waar daar nie eens vloere was nie. Hy was met sand opgevul gewees. Ons het daar vir 2 jaar gebly en ons het homself reggemaak. Ons het op plekke gaan werk vir die Here waar ander mense nie wou gaan. En ek roem nie daarin vanaand. Ek dank die Here dat hy ons kom gebruik. Jesus. Ek dank die Here. So wanneer ek praat oor hierdie dinge, is dit dinge wat ek self ook al beleef het. En ek het self ook al gemurmureer daaroor. Maar weet jy wanneer ons die Here begin prys vir wat ons het. Halleluja! Wanneer ons op daardie plek kom en ons sê dankie Here vir hierdie huis. Daar's ander mense wat op straat slaap. Dankie Here vir hierdie kas staan het hy die deure nie. Ek dank U, halleluja, ek het daar 'n plekjie om my goedjies in te pak. Halleluja. Dalk is jy nie 'n bed nie, jy slaap op 'n matras, sê dankie Here, jy hoef nie op die harde vloer te slaap. Kom aan kyk. Ons moet gedankbaar word, want as ons nie dankbaar is oor die min nie, oor die bietjie nie, dan gaan God ons nooit kan vertrou met die baie. Ja, dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. So ons moet regtig waar die naam van die Here soos Isak hier gemaak. Hier is 'n paar voorbeelde wat Isak vir ons los vanaand, né? Ons leer 'n paar dinge van hierdie mannetjie. Ja. Hy het 'n altaar gebou. Hy het die naam van die Here daar aangeroep en daar sy tent opgestaan. Want hy het geweet hierso, jy sien my plek, my huis is deur God aan my gegee. Maak nie saak nie. My huis is deur God aan my gegee. En ek prys die Here vir my huis. Ek prys die Here vir my plek. Halleluja. Ek prys die Here vir waar ek vandaan kom. Ek prys die Here want hy sê moenie vergeet waarvandaan jy uitgeval het nie. Openbaring 2. Moet dit nie vergeet nie. Moenie vergeet waarvandaan jy uitgeval het nie. Jy sien ons moet onsself baie keer bietjie herinner. Kyk waar ons was en kyk waar ons nou. Die Engels het 'n spreekwoord, hulle sê I'm not the man I should be, but thank God I'm not the man I used to be. Prys die Here vir dit. Halleluja. Luister, ek gaan eers perfek en die volmaak in die hemel wees. Ek gaan dit nie op aarde gaan dit nie met my gebeur. So. Halleluja. Maar dank die Here dat hy onperfekte mense kan gebruik. Jy sien, toe die seun van Abraham uitgespreek word, hier kom die Here terug. En hy herinner vir Isak aan daardie seun. Ons het dit nou gelees. Ek wil vir jou vanaand iets sê. As jy 'n geseënde van die Here is, gaan God jou nageslag ook seën. Ja, hoor wat ek vir jou sê, jou nageslag sal ook geseën wees. Want dit is 'n belofte van God, hy's 'n God van geslagte. Hy sê die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. God is 'n God van geslagte. Maar jy moet dit glo. Ek kan dit nie vir jou glo. Jy moet dit glo. Dit is baie belangrik. Right, prys die Here. Is julle nog met my? Amen. Julle nog wakker? Toe, daar's ook wie wat amen sê. Jy sien en nou, hier's 'n ander ding wat ek like. Ek hou van dit. Luister wat gebeur verder. Ek's amper klaar. Hy het daar 'n altaar gebou, hulle het 'n nuwe put gegrawe. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af saam met Ahisat, sy vriend, en Pichol, sy leer-owerste. En Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom terwyl julle my haat en my van julle weggestuur het? En dis miskien wat die mense vir julle gaan vra as julle daar skielik opdaag. Jy was jare terug by sy huis, nou wil jy kom vergifnis vra. Hy gaan jy sê wat soek jy hier? Dis die eerste wat ek jou gaan sê. Wat soek jy hier? Want jy het mos nonsens van my gepraat. Sê nee, maar ek is hier om reg te maak. Ek is hier om reg te maak. Ek het die put van onmin en doos het ek toegegrawe.
Halleluja, hy bestaan nie meer in my lewe nie. Ek het aanbeweeg na 'n nuwe punt toe. En omdat die Here my seën, wil ek hê jy moet ook geseënd wees. Ek wil jou seën sodat ek en jy geseënd gaan wees. Maar as ons aanhou gaan mekaar gaan vervloek, dan gaan nie een van ons geseënd wees nie. Want dis wat daar die seën vir ons sê. Is dit so? Lees julle dit in julle Bybel dieselfde as wat ek dit lees? Ja. En prys die Here. Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit, kerk van God. Ek bid so, dat hulle wat altyd langs jou gesit het in die kerk, sal terugkom na die Here toe. Ek bid dat die Here jou daardie krag sal gee, om daar toe te gaan, want ons soek hulle terug in die koninkryk. Jy weet, in die weermag het hulle ons geleer, jy los nie jou maatjie agter nie. As jou maatjie gewond is, dan tel jy hom op en jy dra hom saam met jou. Die kerk is die enigste weermag wat sy gewondes op die slagveld los. As iemand gewip is in die kerk, of hy, wat dit ook al gebeur, en hy kom nie terug kerk toe nie, niemand gaan sien hom nie. Niemand gaan probeer hom terugkry. Liege. Dit is hartseer. Dis hartseer, dis ons plig. Hieraan word julle geken dat julle mekaar sal lief hê. Dis die eerste teken van 'n disipel van die Here is liefde. Dis wat dit is. Jy gaan nie daaraan sê vir hom, ek wil vir jou vergewe vandag vir wat jy aan my gedoen het, maar net as jy my ook vergewe, né? Nee, dis nie die houding nie. Jy gaan en jy sê, luister, ek vra vergifnis vir wat ek aan jou gedoen het. En ek vra, sal jy my asseblief vergewe vir wat ek aan jou gedoen het? Is dit nie die regte manier? Dan gaan 'n bond kom. Dan gaan 'n eed kom. Halleluja. Dan gaan 'n nuwe verbond kom tussen julle. En die verbond, die nuwe verbond gaan baie sterker wees as die ou verbond. Halleluja. Want die putte is toegegrawe. Halleluja. Prys die Here. Jy sien in hierdie woord, ek is klaar, ek is aan beklaag, baie naby aan klaar, hallo. Sê dankie tog. Ons het duidelik gesien dat die Here is saam met jou. Ons het dit gesien. En nou, jy moet ons geen kwaad aandoen nie. Net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Die wêreld sal dit raak sien as ons anders begin optree. Maar as ons dieselfde hier uitgaan as wat ons hier ingegaan het vanaand. Ek was my hande in onskuld. Ek het 'n boodskap afgelewer wat God gegee het vir vanaand. Ek het een skrif oor en ek wil dit vir die vloekers. Die wat dink hulle is onder die vloek. Here help my man, niks kan my. Daar's nie, die duiwel is nie hoor as ek nie man, hy is onderworpe aan my. Hy is onderworpe aan my man. Luister gou, hierdie skrif is nie in my boodskap nie, maar kom ek blaai gou daar. Romeine 16 vers 20. Dalk is daar iemand wat dit moet hoor vanaand. Dalk is daar iemand wat dit moet hoor vanaand. Romeine 16 vers 20. Nee, ekskuus, ek is by Korintiërs, gewonder ek kry nie die skrif. Romeine 16 vers 20. Daar's iets daarin wat wonderlik is. Wat wonderlik is. Luister, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Die God van vrede sal wat doen? Hy sal die duiwel, die Satan, spoedig onder julle voete verbrysel. Nou kyk 'n man wat rook, hy trap ons stompie so versigtig. So versigtig, hy is bang, dalk moet hy hom weer ergens optel. Daar's nou klokkies uit daar, so hy wil hom nie te veel verwoes nie. Nee, so,
Maar dis nie wat verbrysel beteken nie. Verbrysel beteken jy trap kom man in die Here plaas hom onder ons voete. Jy sien ons oumas het ons verkeerd geleer. Hulle sê die duiwel sit op jou skouer. Wat het hy daar te maak? Hy het niks op my skouer verloor nie. Hy moet nie onder my voete wees man. Prys die Here. Maak loop. Maak loop. Hy kom en hy kom bou sy kei of sy shack of sy wat ook al. Kom bou hy op my grond. Dis my beloofde land. Dis my grond. Hy het niks daar verloor nie. Plaas hom onder jou voete. Sodat die God van vrede, jy verbrysel hom nie jouself nie. Die God van vrede verbrysel hom. Ek preek nou so lekker, ek kom so myself sien. Luister. Ek wil gou met hierdie skrif afsluit, want ek wil hê ons moet iets prakties doen vanaand. Onthou ek het gesê ons gaan iets prakties doen. En ek gaan jou nie dwing om uit die bank uit te kom nie, maar ek verwag ten minste dat die leierskap hier voor gaan wees vanaand. Luister wat sê Spreuke 26 vers 2, julle moet hierdie woord aanteken in julle Bybel. Spreuke 26 vers 2. Sê hierdie woorde: soos die voeltjie wegfladder, soos die swaaltjie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak. Dit kom nie uit nie. Dit kom nie uit nie. Halleluja. Dit kom nie uit nie. Laat hulle vloek. God sal jou seën. Al wat jy moet doen is jy moet tot wedergeboorte kom. Jy moet weer terugkom by die Here. Dis al. Jy weer terugkom by die Here. Die Here het vanaand met ons almal gepraat hier. Elkeen van ons het afspraak met God gehad vanaand. Wat gaan jy daaromtrent doen? Gaan jy maar aanhou? Gaan jy terugkom by die Here? Ga jy die Here aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Jy sê God het ons nie nodig nie, maar ons het hom waaragtig. Amen. Ek wil vir jou sê, jy hierdie tyd, in hierdie wêreld, in hierdie land wil aangaan sonder die Here, wil ek vir jou sê, jy het 'n probleem. Want dan jy niks om aan vas te hou. Ek wil hê, almal, ons gaan twee dinge doen vanaand. Almal wat lief is vir hierdie gemeente, wat wil uitkom, kom gou vorentoe. Ek gaan niks snaaks met julle doen, nie waar. Ek gaan niks snaaks, kom staan hier om die mat. Kom staan hier so om die mat. Kom uit as jy stap van geloof wil neem vanaand. Want jy gaan dit vir die kerk doen, maar jy gaan vir jou eie huis ook doen. Ek wil iemand herinner hier vanaand. Ek weet nie hoekom ek dit moet sê nie. Dit kom nou by my op. Luister gou vir my terwyl ek hierdie sê. Dit kom nou by my op. Ek weet dit is die Gees van die Here wat dit op my hart lê. As jy verdeeldheid saai in die kerk, gaan jy verdeeldheid maai in jou eie huis. Hoor jy dit? As jy verdeeldheid saai in die kerk, gaan jy verdeeldheid maai in jou eie huis. Miskien moet jy dink hoekom dit so met jou huwelik gaan en hoekom dit so met jou huis gaan. Reg. Ons gaan ons die ou putte toegooi. Ons gaan die ou putte toegooi vanaand. Terwyl ons bid vanmiddag, broer Basil, sien ek hierso die put, net hier, sien ek die put. En die Here begin met my praat oor hierdie woord. Halleluja. Waarom het ek niks, ek kan vir jou wys, ek het baie aantekeninge goed daarso, maar ek het nie by dit uitgekom nie. Want die Here het 'n saak gehad. Jy sien ons moet hierdie putte toemaak en miskien is daar onmin en twis in jou eie huis vanaand. Ek wil hê jy moet kom hiernatoe en maak as weer graaf het en jy kom gooi gou die kom enigiemand wie dit wil doen. Moenie skaam wees vanaand nie. Julle sien dan ek doen dit ook. Kom gooi 'n bietjie die ou putte toe. Kom man, weer braak daar sê. Julle ken ons van graf. Gooi toe daai ou putte. Here, ek sê ek gaan nie weer terug na daai ou putte toe nie. Kom. Ek gaan nie weer terug na daai ou putte toe nie, Here. Nee, ons is klaar. Ons gooi onmin, twis, al die lelike dinge. Ons gooi nou daai putte toe vanaand. Prys die Here. Halleluja. Ek stamp die grond van 'n lekker vas. Ek gaan nie weer loskom nie. Halleluja. Ja, prys die Here. Amen. Rap hom man. Trap verprysel hom. Halleluja. Prys die Here. Sê jy maar is, nou wat gaan ons nou doen? Wat dink julle dan gaan ons volgende doen? Ons gaan nuwe putte grawe. Nou grawe ons nuwe putte. En ons sê, nou is ons maar eenmaal geseëndes van die Here. As by die nuwe put het God vir jou vrugbare grond gegee.
by die nuwe put. Ons bou nou 'n altaar vir die Here. Ons sê dankie Here vir die nuwe put in hierdie gemeente. Ons grou 'n nuwe put in hierdie gemeente. Halleluja, maar Here, in my eie huis waar dit ook baie swaar gaan met my op die stadium. Grawe. Nou luister, hierdie ding gaan net werk as jy dit in geloof doen. Ja. Hy gaan net werk as jy dit in geloof doen. So ek wil hê jy moet vanaand jou stap van geloof en daarom kan ek jou nie, ek gaan jou nie vorentoe roep en sê kom ek sien jy grawe nie. As jy nie wil grawe nie, is jou probleem. Halleluja. Ek kan niks aan doen nie. As jy vanaand sê, Here, vir hierdie gemeente eerste, want ons kyk eerste na God se huis, dan kyk ons na ons eie huis. So ons grou eerste vir die gemeente, grou 'n nuwe put. Kom. Ek begin so. Halleluja. Ons grou 'n nuwe put. Prys die Here. Ons gaan heeltemal nuwe put. Ons kry lewende water. Ek kan die lewende water. Sit die lewende water aan die kant. Here vir die lewende water. Prys die Here se mooi naam. Hartsin van wie op julle plekke. Die Here luister, jy moet dit glo, die Here het dit vir jou huis gedoen vanaand. Halleluja. Die Here het dit vir jou huis gedoen. Halleluja. Prys sy naam. Prys sy naam. Prys sy naam. Prys sy naam. Ek eer die Here. Ek eer die Here vir sy goedheid en sy guns in Jesus naam. Halleluja. Prys sy naam. Prys sy naam. Thank you Jesus. Kamerads, nou so lief vir julle, hy wil albei julle bly. Die waar is, as jy dit glo, dan het dit vir jou gebeur. Ja. Ek sê dit nou. Hierdie het die Here vanmiddag vir my gegee terwyl ons gebid het. So, dit was nie 'n voorbereide boodskap nie. Dit was, so ek dink nie meer, ek is soos hulle sê. Ek is 'n geseënde van die Here. Dis wie ek nou. En ek dank die Here daarvoor. Ek is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. En hierdie gemeente sal 'n geseënde gemeente wees. My huis sal 'n geseënde huis wees. Halleluja. Want die Here het vir my 'n nuwe put met lewende water laat vind. En die wêreld gaan sien, en dit is waar julle getuienis. Kyk, luister, ons is nie almal predikers nie, maar almal van ons het 'n getuienis. Ja. En die wêreld gaan sien en sê, maar hoe's jy dan nou so geseënd? Ek weet mos nou, jy het nou al vir amper 'n jaar nie meer werk nie. Hoe's jy so geseënd? Want die Here het vir my 'n nuwe put gegee. Ek het wegbeweeg van die ou put. Want daai ou put het bindings in my huis ingebring. Ek het wegbeweeg daar, halleluja. Ek is by 'n put van lewende waters. En weet jy wat, hierdie put gaan nooit opdroog nie. Halleluja, prys die Here. Selfs in droogte tye in my geestelike lewe kan ek gaan en ek kan gaan skep van daardie put en ek gaan weer lewende waters hê. En ek sal self 'n fontein van lewende waters. Ek gaan nie afsluit voor ons vir die siekes gebid het nie. Ek gaan die Facebook kykers groet. Dankie dat julle saam putte gegrawe het. Dankie dat julle saam gekyk het.